Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Maandag aand het die wêreld 'n baie interessante episode beleef waar Facebook ons kan sê gecrash het. En so vir die wat nie weet wat gebeur het nie, die New York Times skryf daar behoort op te kom dat Facebook and its family of apps including Instagram and WhatsApp were inaccessible for hours on Monday, taking out a vital communications platform used by billions and showcasing just how, in easy woord, dependent the world has become on a company that is under intense scrutiny. So 3.5 biljoen mense oor die wêreld, so helfte van die populasie, gebruik een van hierdie 3 apps. En ek dink vir meeste wat hier volgens sit, is dit WhatsApp. Ek's nie bekend met hoeveel van die ouer mense Instagram of Facebook gebruik nie, maar in daai oomblik, wat WhatsApp gebreek het, dink ek, as ons almal eerlik was, het ons net so klein bietjie frustreerd geraak toe my WhatsApp boodskap nie wou deurgaan nie en daai blokkie nie 'n regmerkie wou maak nie. En ons was ook frustreerd dat ek nie boodskappe kan ontvang nie. Want as ons moet eerlik wees, is ons regtig afhanklik van dit en ons word eintlik gevoed deur hierdie boodskappe. Maar wat vir my baie erger was dat in daai tyd, in daai paar uur wat WhatsApp nie gewerk het nie en Facebook en Instagram nie gewerk nie, het miljoene mense Twitter afgelaai as 'n plaasvervanging vir Instagram en Facebook. Mense kan letterlik nie 'n uur gaan sonder die dopamien van sosiale media nie. So ek dink ons het vinnig besef dat ons word uierliks gevoed, maar ook gevorm deur die media. Ons verslawing aan hierdie dinge gee vir ons ander lense waardeur ons na die wêreld kyk en die wêreld betree. So hier is my vraag vanoggend. Is ons so afhanklik van Jesus, soos ons WhatsApp boodskappe, dat ons gevoed en gevorm word deur hom, eerder as die wêreld se voedingsstowwe? Ek sal weer sê, is ons so afhanklik van Jesus, soos ons WhatsApp boodskappe, dat ons gevoed, maar ook gevorm word deur hom, eerder as die wêreld se voedingsstowwe? So, die ongelooflike stelling waarna ons vanoggend kyk is, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. So, om hierdie skokkende stelling te verstaan, en die vraag te antwoord of ek wel besig is om te eet van Jesus en sy bloed te drink, eerder as om die wêreldse voedingsstowwe in te neem, gaan ons kyk na 3 vrae. Eerstens, wat beteken dit as Jesus sê ek moet hom eet en drink, want dit is redelik radikaal. Tweedens, hoekom is dit nodig? Hoekom is dit nodig dat ek moet eet en drink van Jesus? En dan derdens, wel, hoe doen ek dit? Hoe eet en drink ek van Jesus? En so voor ons by die vraag uitkom, wil ek net vir ons bietjie konteks gee van hoe Jesus uitgekom het by die radikale stelling wat hy gemaak het. So, die dag voordat hierdie Jesus gesê het, het hy 5000 mense gevoed met 'n paar broodjies en 'n paar visse. Ek dink ons almal ken die storie. En toe daardie aand het hy letterlik soos kilometers geloop oor die see van Galilea om op te vang met die disippels in 'n boot. So, die massas mense het gesien dat Jesus sy disippels wegstuur in die enigste boot wat beskikbaar was. So die volgende dag, toe hulle Jesus in Kapernaum kry, toe weet hulle dat Jesus kon net daar kom deur middel van 'n wonderwerk. Dit was geen ander manier nie. Niemand loop oor die see van Galilea nie. So, verstaanbaar wou hulle Jesus koning maak, want hy doen wonderwerke, hy loop oor die water en hy gee vir my kos. So, toe kom Jesus en hy vernietig hulle plannetjies. En hy sê aan sy geliefde ondersteuners die volgende, Johannes 6 vers 26 en 27 behoort op te kom. Truly, I say to you, you are seeking me, not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. Do not work for the food that perishes, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give to you. For on him, God the Father has set his seal. So baie verward,
Verstaanbaar, vra die mense vir Jesus, hoe kan hulle werk om God te please? Waarop Jesus antwoord in vers 29, this is the work of God, that you believe in him who he has sent. Sien, ons moet sien dat Jesus was 'n held gewees vir die skare, want hy het vir hulle kos gegee. Hoekom anders sal ons hom wil hê? Maar Jesus het iets baie verkeerd raak gesien in hulle entoesiasme. Die mense wou eenvoudig net meer brood van die hemel gehad het om hulle fisies versadig te maak. Maar dis hier wat ons al moet sien, dat om die seëninge van Jesus en die goeie dinge wat hy gee te wil hê, is nie dieselfde ding as om te glo in hom nie. Inderdaad, Jesus het gekom om hulle brood van die hemel te gee, maar nie die tipe brood wat hulle in gedagte gehad het nie. So om hulle te toets. Begin Jesus stellings maak, wat wel, kom ons wees eerlik, baie vreemd is. So ek wil hê, picture hierdie. Picture Jesus staan voor jou, en hy sê vir jou die volgende. Ek, Jesus, is self die ware brood van die hemel, wat lewe gee aan die wêreld. En wie ook al hierdie brood sal eet, sal lewe vir ewig. En dan vers 51 sê hy, and the bread that I will give for the life of the world is my flesh. Nou, ek is nie 'n Bybelkundige nie, in fact, ek is nie eers 'n teoloog nie, maar ek dink dit het in daardie tyd dieselfde geklink as wat dit nou ons klink, dat hierdie kannibalisme is. Hierdie man wil hê ek moet sy vlees eet en sy bloed drink. So, hierdie was 'n ongelooflike skokkende stelling op die mens gewees. En die massas was verskriklik verward, meer as ooit. En dan begin Jesus nie dink, yes, ek het iets gesê wat ek nie moes sê, en ek gaan soos dit terugtrek, en ek gaan iets anders sê nie. Nee, hy hou aan. En hy sê, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life. And I will raise him up on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. So ek dink hier het die Jesus vir koning campaign, wat hulle wou gehad het, redelik vinnig verdwyn. Mense het weggeloop, hulle het hulle koppe geskit, en eerlikwaar dink ek ons sou dieselfde doen. Sien, hierdie mal mens wil hê ek moet sy vlees eet en sy bloed drink. Maar ek dink ons weet, soos baie dinge wat Jesus sê, is daar 'n baie dieper betekenis hier aan die stelling. Maar daar is ook 'n dieper rede hoekom die mense weggeloop het. So, wat het dit beteken? Wat het beteken as hy sê, eet my vlees en drink my bloed? Hoor veel op te kom, maar hier is 'n paar clues in Johannes 6, wat vir ons wys wat Jesus bedoel het. En ek wil jou aanmoedig, as jy nog nie 'n Bybel naby het nie, kry hom nou weer vinnig, en nou die blaadjie by jou, want ek gaan vele male na Johannes 6 verwys. Hier kom dit op, hier is die clues. Eerstens, hoe werk jy vir die kos wat ewige lewe bewerkstellig? Glo in my. I am the bread of life, whoever comes to me in geloof shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. Johannes 6 vers 35. For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in him should have eternal life, and I will raise him up on the last day. Johannes 6 vers 40. Truly, I say to you, whoever believes has eternal life. Johannes 6 vers 47. So, ek dink is redelik voor hand liggend vir Jesus, is eet en drink om te glo en geloof te hê. Eating is believing. Drinking is believing. Hy beloof lewe en ewige lewe tot die wat glo in hom. Glo in wat presies? Wel glo dat sy dood, die breek en skeer van sy liggaam en die vloei van sy bloed betaal die flipprys vir jou en my sonde. En dat sy perfekte geregtigheid vrylik en verniet gegee is aan ons in ruil vir ons ongeregtigheid. Om te glo in hierdie is hoe ons eet van Jesus se vlees en drink van sy bloed. En dit is hoekom Jesus, saam met die sakrament van die doop wat ons nou gesien het, die sakrament van die nagmaal ingestel het. Hy wil nie hê ons moet vergeet wat die sentrale ding is waarin ons glo nie. Jesus wil hê ons moet onthou dat sy liggaam gebreek het vir my en sy bloed gevloei het vir my, sodat ek kan lewe ontvang. Maar meer belangrik as dit, ligpunt, Jesus wil hê, ons moet sien, dat om te glo is nie 'n ligtelike ding nie.
Jesus maak dit baie duidelik dat om te glo in hom is radikaal en dis hoekom hy hierdie radikale stelling maak dat ons moet eet en drink van hom. Want om te eet en drink, soos ons almal weet, is iets wat gereeld en konstant gebeur. Sien, die mense het weggeloop want hulle het Jesus gesoek vir 'n once-off volmaak. They ate their fill of the loaves. Hulle gebruik Jesus as 'n middel tot hulle doel en nie as die eintlike doel self nie. Dit is uiters belangrik vanoggend om te sien dat Johannes hier deur Jesus se woorde geloof herdefinieer. 'n nuwe prentjie, 'n nuwe betekenis en 'n nuwe idee van geloof aan ons gee. As daar een ding is waarmee ek wil hê jy moet wegloop vanoggend, is dit 'n nuwe perspektief op wat geloof is. Pretoriaaner, ligpunter. Jy kan nie iewers in jou lewe sê jy glo in Jesus en dit daar los nie. Jesus aanvaar dit nie. Jy kan nie net kom en jou broodjie kry by Jesus en loop nie. Jesus sê nee, as jy sê jy glo in my, dan moet jy my volg elke dag van jou lewe. Om Jesus te volg is soos 'n nuwe dieet wat jy aanneem. Ons almal weet, dis nie die maklikste ding nie. Ek seker ons al gesien, dieet is nie 'n maklike ding nie, maar ons weet dis goed vir ons. Ons weet dis nodig vir ons. Jesus wys ons dat geloof in hom is waar jy daagliks hom moet kies as die goeie, gesonde porsie en jy veg vir hom eerder as die junk food en dit gaan oor na 'n lewenstyl van radikale disippelskap. Ware geloof is dat ons soos afhanklik is van fisiese voedingsstowwe, totaal afhanklik word van Jesus in alles wat ons doen. So, hoekom is dit nodig? Ons het gesien wat Jesus bedoel het toe hy gesê het, eet en drink my. Maar nou is die vraag, hoekom moet ek dit doen? Hoekom is dit nodig vir my om te eet en drink van Jesus? En ek dink, hier is redelik verhandeligend, maar ek wil vir ons uitwys. Die eerste ding wat vir ons wys hoekom dit nodig is, want Jesus gee lewe. Jesus gee lewe. Daar's geen lewe buite hom nie. Jy kan nie sit en jy kan asemhaal en jy kan praat en my gesprek voer, maar as jy nie Jesus het nie, is jy geestelik dood. Vers 53 sê Jesus, truly, truly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Nie bietjie lewe nie, no life in you. En so hier wil ek hê, ons moet self ondersoek instel of ons werklik glo. Want sien, wanneer die massas geskok en kwaad was vir Jesus se weertaal, omdat hy hierdie nuwe idee van geloof inbring, waar hulle nie gewoond is nie, sê Jesus vir hulle, the words that I have spoken to you are spirit and life, but there are some of you who do not believe. Jesus sê, jy glo nie, as jy my soek vir seëninge nie. Jy glo nie, as ek net goed genoeg is, om jou te laat beter voel nou en dan nie. Sien, jy kon moontlik 'n Christen gewees het soos jy groot geword het en in 'n Christen huis groot geword het. Jy kon moontlik iewers 'n gebed gebid het en selfs ontmoeting met Jesus gehad het. Maar geloof is iets wat daagliks gebeur soos ons eet en drink, want dit is hoe ons aan die lewe bly. So die vraag vanoggend is nie, het jy iewers geglo in Jesus nie? Die vraag is, glo jy nou in Jesus? Lees saam met vers 53 tot 58 op julle blaadjies. En ek wil hê ons moet twee dinge raak sien. Een, dat Jesus die present continuous tense gebruik, wat beteken ons moet hierdie dinge nou doen, maar ons moet dit ook aanhou doen. En tweedens, hoeveel keer Jesus vir ons sê om te voet op hom. Ag, ons lees vers 53. So Jesus said to them, truly, truly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. As the living Father sent me, and I live because of the Father, so whoever feeds on me, he will also live because of me. This is the bread that came down from heaven, not like the bread the fathers ate and died. Whoever feeds on this bread
will live forever. 5 keer. 5 keer sê Jesus, eet my en drink my. En die rede hoekom ek glo Jesus het so herhaal en van hom self praat en in terme van voedingsstof is omdat hy wil hê ons moet sien, hierdie is goed en nodig vir ons. Dit gee lewe. Net soos ek 'n broodjie eet en water drink, want ek weet dit is goed vir my liggaam en dit hou my aan die lewe en dit is gesond vir my en ek het geloof in daai kos en water. So sê Jesus, kom eet en drink my en glo dat ek is goed vir jou en ek is nodig vir jou en jou stelsel het my nodig om te funksioneer. Jy het my nodig om geestelik te lewe. Jy kan nie geestelik lewe sonder geloof in my nie. Jy het nodig om te voed op my as jy wil lewe. Sien, ek hou regtig baie van eet. En ek bedoel soos regtig baie. Maar ek is nie 'n foodie wat daai klein bordjie kos soek met die 10,000 speserye en 10 geure wil proe nie. Nee, ek gee glad nie om dit nie. Ek wil net hê jy moet my volmaak. So as jy vir my kos gee, soek ek 'n groot bord kos om vol te raak. Dis waarvan ek hou, iets wat my volmaak. En so as ek een van my, liewer sê hoeveel eet is 'n dag mis nie, dan wel raak ek net so bietjie nie myself nie. So ek raak bietjie meerig, ek raak bietjie kwaad en so bietjie geïrriteerd. En so ek dink van ons hier is bekend met die woord hangry. As dit 'n millennial woord is, sal ek verduidelik, hungry plus angry gee vir ons hangry. En ons gebruik hierdie woord dat wanneer ons nie eet nie, gebruik ons verskoning om te sê, luister, ek's hangry, ek kan kwaad wees, ek kan nie meerig wees, ek moet eet. Nou hierdie is wat gebeur wanneer ons een ete mis. So imagine wat gebeur wanneer ek 3 etes mis. Of wanneer ek 2 dae se kos mis. Of 'n week. Ek dink ons almal stem saam, na 'n week wat ek nie eet nie, sal ek doodgaan. Soortgelyk, sê Jesus. As jy sê jy glo in my, moet jy voed op my. Dag en nag. Jy kan nie ete van my mis nie. Jy gaan minder en minder jouself wees. Jy kan nie verwag om jouself te wees as jy nie voed op my nie. En Jesus nou eens uit en sê, sien dat geloof is 'n herhaaldelike ding. Jy moet konstant en herhaaldelik eet van my, anders sal jy geestelik doodgaan. Dis die eerste rede hoekom ons voed op Jesus, want hy gee lewe. Die tweede rede hoekom dit nodig is om te voed op Jesus, want ons ontvang ook die ewige lewe. So nie net kry ons lewe by Jesus nou hier nie, maar ons word ook beloof dat ons vir ewig sal lewe en hy ons vir ewig sal volmaak. Vers 54, whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day, for my flesh is true food, and my blood is true drink. So nie net ontvang ons lewe hier nie, ons word beloof ons sal vir ewig lewe, want hy gee ware voedingsstowwe, die actual kos wat ons nodig het om vir ewig te lewe. So vir die Christen wat hier sit vanoggend, moenie die leuen glo, dat wanneer jy iewers een keer in jou lewe gevoed het op Jesus, is jy okay nie. Daar is 'n rede hoekom Jesus ons vandag herinner, om dit herhaaldelik te doen. Hoekom wanneer ons moeg is, en ek verstaan ons is moeg, ek verstaan dis einde van die jaar, en meer as enigemand anders voel ek uitgebrand, en ek dink, ek is net 'n student, so ek imagine 'n man en 'n vrou met 4 kinders en werk en al daai pressure, ons is moeg, maar wanneer ons moeg en uitgebrand is, hardloop ons na die wêreld se voedingsstowwe. Ons dink ek moet net meer besig wees, ek gaan dit okay wees, meer nuus kyk, meer betrokke by media, meer werk, meer geld, en dan gaan ek een of ander manier vol raak. Kom doen ons dit? Terwyl ons weet, die binne is ons so leeg en so honger na iets wat my eintlik gaan volmaak. Christen, ek pleit by jou. Hardloop na die ware voedingsstowwe. Na Jesus wat vir jou werklik kan volmaak in hierdie tyd, waar jy werklik kan rus kry en werklik weer gevoed kan word. Want sy kos en hy hou jou nie net vir nou in hierdie seisoen nie, maar vir ewig en altyd. Die Christen, as jy nie fisies ken, waar wil jy sit, wil ek vir jou vra, asseblief, moenie agter die wêreld se kos aanhardloop nie. Jy wil jouself versadig met status, met die good life now, iets beteken hierso, en jy dink, dit gaan jou bevredig.
Sien, daar het 'n menigte mense weggeloop, amper almal behalwe die 12 disippels, toe Jesus die stelling gemaak het om sy vlees te eet en sy bloed te drink. En Jesus draai na sy disippels en hy sê, wil julle nie ook gaan nie? Maar Petrus sê vir hom, Lord, to whom shall we go? You have the words to eternal life. Petrus sê, nog wie kan ons gaan? Ons was sonder jou hier op aarde, ons het geleef sonder jou, maar nou dat ons jou geproe het ons iets geproe wat ons nêrens anders kan kry nie. Jy is eg, jy is die ware voedingsstowwe. To whom shall we go? Jy het ons bevredig soos niks op hierdie wêreld ons sal bevredig het nie. So Christen, as jy Jesus ken, word vol deur hom en hardloop na hom. Nie Christen, as jy hom nie ken nie, moenie tevrede wees met wat die wêreld jou gee nie. Jy gaan nooit, ek beloof jou, jy gaan nooit versadig word of voel dis genoeg as jy voed op die wêreld nie. Moenie wegloop nie. Moenie wegloop nie. Kies Jesus. En dan aan almal wat hier sit, Christen en nie Christen, wanneer ons begin om Jesus as die ware gesonde voedsel te vervang in ons dieet met die wêreldse cheap takeaways, want dis wat dit is, moet ons verstaan dat dit gaan nie oornag noodwendig 'n verskil maak nie. Soos enige dieet verander my vorm nie oornag nie. Dit sou great wees, maar dit doen nie. Dis nie hoe dit werk nie. Sien, net soos jy met geen dieetvorm verander nie, gaan jy ook nie oornag net amazing voel en alles perfek vir jou werk nie. Nee, vir 'n gesonde dieet om te werk, verg dit dissipline. Dit verg 'n commitment om dag in en dag uit te kies om te voed op hierdie nuwe dieet. En net soos dit daagliks moet gebeur, help dit nie, jy kom Sondag hiernatoe. En jy word gevoed deur goeie, gesonde voedingsstowwe, maar die res van die week gaan jy en jy eet in elk geval die wêreld se cheap takeaways nie. Netflix jy meer werk en jy vergeet van die goeie kos nie. Nee, ons almal weet, dat ek vandag gesond eet, maar ek eet Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, McDonald's, Wacky Wednesday, gaan my vorm nie verander nie. In feite, hy gaan nog steeds slegter word. So moenie net een keer 'n dag voed op Jesus nie. Voed herhaaldelik op hom. Daaglik en uit. En dan, as jy Saterdag aand kom en jy sê Netflix movie saam met die familie, vat 'n cheat meal hierso, dan is dit okay. Dit gaan nie jou vorm verander nie, want jou ware bron en jou hoofbron van voedsel is Jesus. En oor tyd sal jy sien hoe jy meer soos Jesus self word deur te voed op hom en hoe jy dood hier op aarde die laaste ding is wat Jesus gebruik om jou vorm te verander sodat jy totaal en al soos hy word en perfek sal lewe saam hom vir ewig en altyd. Die derde ding hoekom dit nodig is om te eet en drink van Jesus is omdat Jesus wil intimiteit met ons hê. Hy sê vers 56, whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. Kom sien vanoggend, vriende, dat Jesus soek diep intimiteit met jou. Intimiteit soos daar nie is tussen 'n broer of suster liefde, of tussen 'n pa en ma tot 'n kind se liefde, of tussen 'n man en vrou se liefde nie. Nee, intimiteit met Jesus gaan dit ver verby. En hy soek dit met jou. Ek het 'n 3-kamp gedoen onlangs, en ek het teruggekom, baie moeg en baie honger. En so ek weet, as jy baie honger is, toe kom daar iemand spesiaals en hy bring vir my 2 sulke groot chicken burgers. Nou, daai eerste happie wat jy vat, nê, soos jou hele lyf sê net vir jou, oh my word, hierdie is goed. Hierdie is so goed. En hierdie is nodig. En is asof jou liggaam intimiteit het met daai kos. Want is net soos, jy's gelukkiger, jy's 'n beter mens, en jy's net weer blus vir die lewe. Net soos jou liggaam vir dit sê, jy's goed wanneer jy regtig honger is. So wanneer jy Jesus gaan eet en hom gaan proe, gaan jou hele liggaam, siel vir jou sê, hierdie is goed. Hierdie is rarig goed. Psalm 34 vers 8 sê, taste and see the Lord is good. Hy wil hê jy moet eet van hom, sodat jou hart en jou siel en jou verstand versadig is met Jesus. En hierdie, vriende, is die 3 redes hoekom dit nodig is, dat ons eet en drink van Jesus. So ek het baie gesê, en nou is die vraag, okay, maar hoe, want ek kan Jesus se vlees nie letterlik nou eet nie, en ek kan nie sy bloed drink nie, so hoe doen ek hierdie? Okay, so die eerste ding, wat ek vir ons wil aanmoedig is, hardloop na die kruis. Hard na die kruis en mediteer
teer op hierdie. In jou gedagtes, in jou woorde, in jou gebede, in jou gesprekke, hoe ook al, hardloop na die kruis. Vanoggend wil ek jou aanspoor dat Jesus se liggaam het gebreek vir jou, sodat jy lewe kan ontvang. Sy liggaam het gebreek in jou plek. Die lewe geleef wat jy nooit kon leef nie, en toe dood gegaan in jou plek, en sy bloed het gevloei, sodat jy volle vergifnis van sonde kan kry. En ons het nodig om te kou aan hierdie, te mediteer op hierdie, en dan dit in te neem en te sluk, dat dit sin maak, en ons het verstaan en begryp. Dis hoekom nagmaal so belangrik is, dat ons prakties kan sien, hoe ons Jesus inneem, en verstaan wat dit beteken, as fisiese elemente daar, dat ons moet voed op Jesus, en drink van hom, maar nie net hier nie, elke dag in ons lewe. So hardloop na die kruis, as eerste ding, hoe jy voed op Jesus, weet dat dit al wat daar gebeur het, verander alles in jou lewe. Die tweede ding, of manier hoe ons voed op Jesus, is dit 'n hardloop na die woord, en in te duik. Vers 68 sê Petrus, Lord, you have the words of eternal life. Jesus, jou woorde, opgeskryf in hierdie boek, is die woorde wat vir ons ewige lewe gee. Dit voed ons. Ek wil hê julle moet saam lees Deuteronomium 8, waar Moses praat aan die volk, en hy sê vir hulle die volgende, in die woestyn, and you shall remember the whole way that the Lord your God has led you these 40 years in the wilderness, that he might humble you, testing you to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. And he humbled you and let you hunger and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord. Jy kan nie lewe op fisiese kos alleen nie. Jy het nodig om die woord van God in te neem. En ek weet ons is besig, en ek weet dit is moeilik vir almal van ons. Ek sê nie jy moet ewe skielik 'n uur gaan spandeer as jy nog net gewoond is aan 10 minute nie. Ek sê gaan lees een versie meer. Ek sê gaan probeer iewers in jou dag by hom uitkom. Maak nie saak hoe kort of hoe vinnig dit is nie. 'n Klein bietjie kos kan jou hou vir 'n redelike rukkie. Maar ons moet dit konstant en herhaaldelik doen, anders gaan ons doodgaan. John Piper sê, en ek wil hierdie sê vir die Christen wat hier sit, dat om vir jou te sê om meer Bybel te lees is nie wetties nie. Dis nie wetties nie, want as jy sê jy's 'n Christen, is jy reeds regverdig verklaar deur die bloed van Jesus en nie hoeveel jy Bybel lees nie. En so lees saam met wat sê John Piper, Bible reading is not a cure for a bad conscience. It's chemo for your cancer. Legalists feel better because the box is checked, but saints feel better when their blindness lifts and they see Jesus in the Word. Let's get real. We are desperately sick with worldliness, and only the Holy Spirit, by the Word of God, can cure this terminal disease. See, legalists trudge with their Bibles on the path toward justification. En hier is die mooiste woorde wat ek die week gelees het. Since saints sit down in the shade of the cross and they plead for the blood-bought pleasures. Dan in die nie-Christen wil ek vir jou sê dat om Bybel te lees gaan jou nie red nie. Jy word gered deur wat Jesus gedoen het aan die kruis. Maar ek glo die woord is lewendig en dat jy sal Jesus ontmoet in die woord. So jy kan ook induik en gaan sien vir jouself wie Jesus is. Bybel lees en gebed met God wys nie oor na resultate nie. Ons weet dit. Net soos geen dieet doen nie. Maar oor tyd, soos jy geduldig gevorm word deur hierdie ware voedsel en jy hierdie dieet aanneem, sal jou lewe radikaal verander en in die nodige swaar en siek tye wat kom, het jy die gesonde vitamiene ingeneem wat hierdie woord vir jou gee en jy sal die siektes kan deurstaan en die swaar tye deurkom. Die laaste manier hoe ons voed op Jesus is deur gemeenskap. En ek weet ons nog baie, maar ek het net aan hierdie 3 gedink. As ons as kerk die liggaam is van Christus en dan by mekaar kom, is ons sodoende besig om te voed op Jesus. Sien, ons moet sien dat ek kan vir iets sê, en wie ook al die preek voor kan vir iets sê, met Jesus se woorde, en jy voed daarmee, maar dit sak dalk net nie in nie.
Jy kan dit net nie sluk nie. Maar iemand in jou gesinsgroep of selfs jou DNA-groep kan sê, ek kan dit vir jou 'n bietjie fyner sny, kleiner porsies, sodat dit sin maak vir jou en jy dit kan inneem en jy ook kan voed daarop. Dis hoe ons voed in gemeenskap. Of meer, jou gesinsgroep en mense in jou gesinsgroep of jou DNA-groep kan net op die regte tyd, op die regte uur vir jou 'n woord van bemoediging stuur. En dit kan jou voed soos niks anders nie. Kan jy net bemoedig vir daai tyd en daai swaar tyd wat jy nodig het. En net so kan elkeen van julle wat hier sit, iemand anders voed, soos niemand van ons kan nie. Want God gebruik elkeen van ons as die liggaam om saam om te verheerlik en mekaar te voed. Ons almal, maak nie saak wie jy is hier vanoggend nie, selfs of jy nie Christen is nie, het battles wat ons fight in hierdie lewe. Ons almal veg teen sonde, teen swakheid en swaar kry. Maar om hierdie battles te fight, om enige battle te fight, het jy energie nodig. En energie kry jy van brandstof en voedingsstowwe. So kom ons voed in die liggaam, want ek het gesien hoe die gemeenskap een van die ongelooflikste bronne is van voedingswaarde wanneer dit kom by swaar tye. Ons mekaar kan help, mekaar kan ophelp en deur die moeilike tye bring tot ons uiteindelik verheugsaam Jesus gaan wees in die nuwe wêreld. Gemeenskap ondersteun ons, dit voed ons, dit help ons groei en ons kan nie sonder dit nie. God het nie bedoel vir jou, Christen, om alleen die pad te loop nie. Geloof in Christus is radikaal. Dis herhaaldelik en daagliks. En is hier nou, waar ek ons uitnooi om te besluit. Ons het gehoor wat God gesê het, so of ek gaan hierdie week ingaan, en ek vat Jesus se woorde, en ek gaan voed op hom, en drink van hom, daagliks en herhaaldeliks, of ek moet besluit, nee, wat ek al gesê het, ek verwerp dit, want ek glo nie in hom nie. Maar daar is nie in-between nie. Daar is nie 'n in-between nie. Dis een van die twee. En so ek hoop ons gee die antwoord wat Petrus gee in vers 68. Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life and we have believed. Ons het geëet en ons het gedrink and have come to know that you are the Holy One of God. Petrus het verstaan, daar is geen ander voedingsstowwe wat kan lewe gee buiten Jesus nie. En hy het gesnap dat as hy nie 'n lunatic is nie, wel, dan is hy werklik die seun van God. En ek moet kniel voor hom en luister na hom en daarom ook herhaaldelik eet van sy vlees en drink van sy bloed as ek wil lewe hê. Dit is geloof. Kom ek bid vir ons. Almagtige God en Hemelvader, dankie dat ons vanoggend na die woord kon kyk. Dankie dat ons kan herinner word, Here, dat om te glo en geloof te is nie 'n once-off ding nie. Dis nie iets wat ons net een keer in die week doen nie, Here. Dis iets wat ons herhaaldelik en konstant moet doen. Ons moet herhaaldelik en konstant voed op wie U is en inneem wie U is. En Here, ek bid vir elke persoon wat hier sit, Here, dat ons nie hier sal wegloop sonder om hierdie waarhede te gaan toepas in ons lewe nie. Sonder om net te sê ek het 'n goeie preek gehoor en ek gaan uitloop en niks daarmee doen, Here. Maar sal vat dat ons het nodig om te voed op U as ons wil lewe. So Here, kom werk in ons harte. Kom werk in elke persoon hier en stuur die Gees om ons te bekragtig om U woord te kan vat en te kan uitleef. Dankie vir wie U is. Dankie dat U Seun gestuur het. Dat ons weet U is genadig teenoor ons. Maak saak hoe ons sukkel nie en hoe ons veg teen hierdie nie. U is genadig en U sal ons deur dit help. Ek bid hierdie dinge in Jesus se naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.